Life is difficult. Dis die eerste woorde uit M. Scott Peck se boek The Road Less Travelled. Nou, ek wonder altyd hoe 'n boek met so 'n opening sing 'n topverkoper kan wees. Maar hy gaan aan om te sê dat dit een van die groot waarhede van die lewe is. En dat wanneer jy dit aanvaar, iets verander. Want ons probeer dikwels eerder dit wat moeilik is, te vermy, te beheer, weg te druk, te verdoof. Peck sê, wanneer jy ophou daarteen beklei, dat die lewe moeilik is, dan maak dit die lyding ligter om te dra. En daar is wysheid daaraan, want lyding is nie net 'n idee nie, dis iets wat baie van ons vandag ken. En 'n diagnose wat jy nie verwag het nie, 'n verhouding wat verbrokkel, kind oor wie jy snags wakker lê, dalk finansiële druk wat jou asem wil wegvat, dalk veranderinge wat net nie kom nie. Peck se antwoord aan jou sou wees, aanvaar dat die lewe moeilik is, maar die evangelie, die goeie nuus, dit gaan verder. Die evangelie sê nie net aanvaar dat die lewe moeilik is nie. Die evangelie sê God self het die donker binne gestap. Die evangelie sê Jesus se weg van lyding is die hoop vir ons lyding. En met dit in gedagte, lees saam met my ons skrifgedeelte vir vandag. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan hoor dit en sê, kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Maar Jesus met 'n groot stem uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. En toe die hoofman, oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Ons is nou in die 4de week van ons lentreis, wys my die weg. Ons het saam gestap op die afwaartse weg van nederigheid. Ons het geleer van selfontlediging en van bereidwilligheid. En nou kom ons by die plek waarheen al hierdie paaie lei, en dis die kruis. En as jy vandag hier sit met daardie gewig van swaar kry, watter vorm dit ook al het, wil ek jou vandag nêrens anders neem as die kruis nie. Nie omdat jou pyn nie saak maak nie, maar juis omdat dit saak maak, want die kruis is die een plek, waar God nie wegkyk van lyding nie, dis waar hy inloop, heeltemal in. Paulus skryf, ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. Christus gekruisig is krag deur swakheid. Dis lewe deur hoop. Dis hoop deur 'n kruis. Nou dis nie hoe enigiemand 'n plan sou optrek nie. En tog is dit presies wat ons verkondig. Want voordat die kruis iets van ons vra, is dit iets wat Jesus vir ons doen. Voordat dit 'n voorbeeld is om na te volg, is dit 'n gawe om te ontvang. Die kruis is nie eerstens 'n les nie, dis 'n daad, dis die definierende handeling van Jesus se hele lewe. Jesus self sê in Johannes 12, dit is hiervoor dat ek na hierdie uur voorgekom het. En as ons vandag werklik na hom kyk, na wat hy doen en wie hy in daai donkerste oomblikke is, kan dit alles vir ons verander. So eerstens, Christus gekruisig, uitnodiging is sien hom. Nou Markus is 'n skrywer wat nie alles in sy evangelie verduidelik nie. Hy sê nie en die teologie of die betekenis hiervan is nie. Wat hy doen is, hy skryf die gebeure neer en dan nooi hy ons, kyk, let op, sien wat gebeur. Maar ons moet sê, daar's 'n verskil tussen om te kyk en om te sien. Kyk, daar was baie mense rondom Jesus se kruis gewees wat gekyk het.
Van hulle sê, hy roep na Elia. Ander sê, kom ons kyk of Elia kom. Hulle kyk, maar hulle sien nie. Hulle sien nie wie Jesus is nie. Hulle sien nie wat hy besig is om te doen nie. Maar dan sien en hoor ons hoe die hoofman kyk en sê, waarlik, hy was die seun van God. Nou dis die hoogtepunt van die hele Markus evangelie. Want vanaf hoofstuk 1 vers 1 sê Markus, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die seun van God. En dan vir 16 hoofstukke lank vra almal, maar wie is hy? Die disippels vra dit, die fariseërs vra dit, die skare vra dit, maar die eerste mens wat die antwoord kry, is nie 'n disipel nie, nie 'n priester nie, maar 'n Romeinse soldaat, die mees onwaarskynlikste persoon. En hierdie Romeinse hoofman, hy sou alles gee vir sy keiser, hy sou sy lewe gee, hy kyk, en hy sien hoe alles donker word, hy hoor hoe Jesus uitroep en sterf, en hy verklaar, dit is die seun van God. Iets sny deur die hardheid van sy hart gaan oop, sy oë gaan oop, en hy sien 'n ander soort koning, van 'n ander soort koninkryk, wat ons nooi na 'n ander soort lewe, en dit is ons uitnodiging vandag, om ons oë op die gekruisigde Christus te hou, om nie hastig verder te wil beweeg nie, want as ons kyk en sien, dan sal ons sien dat die gekruisigde Christus is 'n liefde soos geen ander. Nou Jesus se uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Dit was die nuwe woorde nie. Hy bid Psalm 22. Dis woorde wat sentraal was in Jesus se lewe. Die psalms was sy gebedstaal van kindsbeen af. Dis woorde wat hom gevorm het, wat hom gedra het, en nou hom anker in sy lyding. Nou die implikasies van sy woorde, dis wat ons moet sien. Jesus roep uit, my God. Dis taal van intimiteit. Dis taal van nabyheid. Dis nie taal van 'n vreemde God wat hy nie ken nie. Nee, dis my God, Vader en Seun, wat mekaar in alle ewigheid liefhet, in volmaaktheid. En in hierdie uitroep hoor ons die oneindige liefde tussen hulle, maar ons hoor ook die ondraaglike pyn, wanneer dit skeer. So dink hier aan, as iemand wat jy vaagweg ken vir jou sou sê, ek wil jou nooit weer sien nie, kan dit so 'n bietjie seer maak. Maar nie vir lank nie. Maar as jou lewensmaat dit vir jou sê, dis verwoestend. Want hoe dieper die liefde, hoe groter die pyn van verlies. En dalk verstaan ons nou, hoekom Jesus nie in pyn uitgeskree het, toe die spykers deur sy hande of deur sy voete is, of toe hy geslaan word deur die sweep of die doringkroon in sy kop ingedruk word nie. Want die fisiese pyn is niks vergelyking met wat Jesus nou beleef nie. En hier is wat ons moet sien. Jesus gaan vrywillig in die donker van Gods verlatenheid in. Hy is nie die slagoffer van omstandighede nie. Hy kies dit, en hy kies om dit te doen, wat ek en jy nie kan doen nie. Want kom ons wees eerlik, ons probeer selfs dikwels om dinge reg te maak. In ons wêreld en in onsself. Ons probeer harder, ons beloof meer, ons neem voor om beter te wees, maar ons val kort, elke keer. Die pyn en die sonde en die gebrokenheid in ons en rondom ons. Dit blyk vir ons hopeloos te wees wanneer ons na onsself kyk, want ons kan onsself nie verlos nie. En dis presies waarom die kruis nie net 'n voorbeeld is nie, maar 'n reddingsdaad. Op die kruis neem Jesus die straf van sonde op hom, en hy absorbeer al die geweld, al die toorn, al die gebrokenheid op homself. Hy betaal dit nie terug met geweld nie. En hy gaan tot die uiterste toe om ons te oortuig van God se liefde vir ons. Ons lees hoe Johannes sê van Jesus, kyk, is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En is hier op die kruis waar dit gebeur. Die lam word geslag
Sonde word gedra, die straf word geneem. Hier vind versoening plaas tussen God en mens, en dis iets wat net Jesus kon doen. Want soos Jesus self gesê het, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. En dis dan wat ek en jy met hierdie belofte leef, dat as ons onsself vir God gee, sal God homself aan ons gee. Vir Jesus was dit anders. Hy leef totale verwydering, totale donkerheid. Wanneer Jesus vra, my God, waarom het U my verlaat? Dan is die antwoord, sodat jy, sodat ek, nooit in ons pyn, of in ons sonde, of waar ook al ons onsself bevind, nooit van God se liefde geskei kan word nie. Nooit. Dit het nog nooit gebeur, dit sal nooit gebeur nie. En so wat is die implikasie daarvan, dat Christus gekruisig beteken dood, se dood. Markus het vir ons vertel dat die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Dis hierdie dik, massiewe, swaar voorhangsel, dis soos 'n muur, dit skeur. Nou die voorhangsel is wat die allerheiligste geskei het van die res van die tempel. Die hoëpriester kon net een keer 'n jaar daarin gaan met 'n bloedoffer en met vrees en bewing. En daai voorhangsel skeur. Die plek wat gesê het, daar is afstand tussen God en mens. Die oomblik toe Jesus sterf, toe skeur hierdie voorhangsel. En het jy gesien hoe skeur hy? Hy skeur van bo na onder. Sodat ons kan weet dat dit is nie iets wat 'n mens kon doen nie, dis God self. Die offer wat alle offers beëindig is gebring, die skeidsmuur tussen ons en God, dis afgebreek, die pad na God is oop, nie net vir die heiligstes nie, maar vir almal, vir my en vir jou, vir die Romeinse hoofman. En daar is iets wat nog selfs dieper gebeur, is dat wanneer die Bybel oor dood praat dit nie oor die oomblik wanneer jou hart ophou klop nie. Dood is die vyand van God se skepping. Van die begin van die skepping af sien ons dit. God skep 'n wêreld vol lewe, maar wanneer sonde inkom, kom dood saam. En dood begin oral te werk. So in Genesis 3, die oomblik wanneer die mens van God af wegdraai, kom daar verwydering. Iets in die verhouding tussen God en die mens sterf daardie dag. Die verhouding tussen mense verander. Adam en Eva, hulle kruip weg, hulle blameer, die dood begin werk. Maar dan skryf Paulus in Efesiërs 2, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Hy sê nie sterwend nie, dood. Terwyl ons geleef het, was ons afgesny van God, afgesny van die lewe waarvoor hy ons gemaak het. Nou ons sien hierdie dood in verhoudings wat breek, vertroue wat sterf, wanneer hoop kwyn. Ons sien dit in die geweld en die onreg van ons wêreld. Want dood is nie net 'n gebeurtenis nie, dis 'n mag. Dis 'n mag wat stadig alles wat God goed gemaak het wil afbreek. En ons probeer dit oorwin, ons werk harder, ons hou aan, ons soek die volgende ding wat ons sal laat voel dat ons leef. Maar dit is soos om water uit 'n sinkende skip met jou hande te probeer skep. En dis presies hoekom die kruis nie net 'n mooi les is nie. Dis 'n oorlog. Dis God wat sê, genoeg. Op die kruis neem Jesus die volle mag van die dood op homself. En dis hoekom die skepper word donker, want die skepper self word deur die dood ingesluk. Maar hier is die hartklop van alles, die dood kon hom nie hou nie. Op Psalm 22, haar die psalm wat Jesus aan die kruis bid en begin met my God, waarom het U my verlaat? Dit eindig nie daar nie. Dit eindig met aanbidding, met lof, met gelowiges wat saam jubel het sê, hy het sy aangesig nie vir hom verberg nie, maar toe hy na hom geroep het, het hy hom gehoor. Ons sien hier, dis 'n klaag aanvanklik, maar dit word aanbidding. Die dood word lewe, want die duisternis word lig.
En geen wonder dat Paulus later kan uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning nie? Want deur Jesus se kruisdood het dood gegaan. Dit vir alles. Dit beteken dat dood het nie die laaste sê oor ons lewe nie. Dat geen dood die laaste woord het nie. Nie die dood van 'n droom nie. Nie die dood van 'n verhouding of 'n geestelike dood, daai gevoel van wat jy afgesny is nie. God kom en sê dat niks in jou lewe wat lyk of voel soos dood, nie deur God opgewek kan word tot nuwe lewe nie. Niks is vir hom te dood om lewe vorentoe te bring nie. En dit bring ons by my en jou. Christus gekruisig in jou lyding. Nou in my kantoor by Holnis, waar ons pastorale versorging vanuit geskied, is daar 'n venster in my kantoor wat uitkyk op 'n kunswerk van Jesus aan die kruis. En dalk was jy al hier by Mosaïek en het jy verby dit gery sonder om dit te sien. Maar soos wat ek met mense sit, hulle wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het en in rou is, of hulle wat dikwels soms in skaamte deel, die effek van hulle keuses, sonde, seer in hulle lewe, die wat gekom het deur hulle eie optrede of deur ander, of soos wat ek sit met hulle wat op soek is na konneksie, dieper verhouding met God en wonder of hulle eers moet reg kry, kyk ek dikwels oor hulle skouer en sien ek hierdie herinnering van Jesus aan die kruis. En dit herinner my elke keer dat die dood het nie die laaste sê oor ons lewens nie. Die dood is oorwin. Die gordyne is geskeur en ons kan saam met hom in sy troonkamer ingaan. Hy wil vergewe, hy wil heel maak, hy wil nuut maak. En jy hoef nie jouself eers reg te kry nie, die punt van die geskeurde voorhangsel is die pad is nou oop, soos wat jy is. En ek wil vir jou sê, wat ek vir dikwels vir mense daar in my kantoor sê, soos wat ek kyk, is dat, omdat die gekruisigde Christus te kyk, wanneer jy in jou tyd van lyding is, verklaar dalk nie jou swaar kry of jou pyn nie. Die kruis gee dalk nie 'n netjiese verduideliking vir hoekom dit in jou lewe is nie. Maar die kruis sê ook vir jou wat die rede nie is nie. Dit kan nie wees dat God jou nie liefhet nie. Dit kan nie wees dat hy jou verlaat het nie. Want hy het Jesus verlaat sodat jy nooit verlaat sal wees nie. Die voorhangsel is geskeur, daar is niks meer tussen jou en God nie. 'n Geestelike mentor herinner my dikwels, in swaar kry, moet nooit iets sleg van God glo nie. En soms sit ek met iemand, wat dalk nie self ly nie, maar langs iemand stap, wat op 'n pad van lyding is. Die ma wat nie weet hoe om haar kind te help nie. Die vriend wat klaar is met woorde. Die een wat kyk na die geweld in ons wêreld, die swaar kry en wonder, kan dit ooit anders wees? En dan is die uitnodiging om ons oë op Jesus te hou. Want die kruis se bereik is groter as wat ons dink. Paulus skryf in Kolossense 1, deur hom het God alles met homself versoen, alles op aarde en in die hemel, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. Jesus se sterwe op die kruis is nie net vir die versoening van jou hart nie, maar is vir die versoening van alles. Die versoening van die skepping. Die kruis is God se belofte, dat hy nie ophou sal werk tot alles nuut is nie. En is die hoop van die evangelie. En dan as jy nie weet hoe om te bid nie, as jou woorde op is, dan mag ons bid soos Jesus in jou tyd van lyding. Soos Psalm 22, dis rou en is eerlik, dis onafgehandel. Jou eerlike uitroep, dis nie ongeloof nie, dis geloof. Want soos wat jy na hom roep, hoor hy jou. En dan wil ek afsluit, waar ons vandag begin het. En dis by die Romeinse hoofman. Want iets gebeur met hom op die kruis, wat meer is as net 'n belydenis. Kyk, sy hele lewe het daar omgedraai.
Want hierdie man sou alles gegee het vir die keiser. Die keisers is bekend gewees as seuns van God. En dit is hierdie woorde wat aan hulle toegeskryf is, wat hulle die rede gegee, die toestemming om hulle hele lewe te lei. Maar is hierdie hoofman, wanneer hy na Jesus op die kruis kyk, sien hoe hy alles op hom neem, dat hy die stelling maak, dat waarlik hierdie man is die seun van God, nie die keiser nie, hierdie een. En alles wat die koers van sy lewe bepaal het, die mag en die geweld, hy draai daarvan weg. Hy rig sy oë op 'n ander koning, van 'n ander koninkryk, 'n ander soort krag en 'n ander soort lewe. En dis Jesus se uitnodiging aan ons, as hy sê, wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. En dis die paradoks van die evangelie, is dat die struikelblok en die dwaasheid waarvan Paulus gepraat het, die kruis, is dis waarin ons lewe vind. Dat jy jou lewe vind deur dit te gee. Dat jy jou lewe vind by 'n kruis. En dat die weg van lyding van Jesus, die weg van lewe word. En die hoofman het dit ontdek. Hy het alles verloor wat hy gedink het die moeite werd is, maar hy het ook alles gevind. En dis die uitnodiging aan ons. Christus gekruisig is die uitnodiging wat voor ons staan. Nie net om te weet dat Jesus vir ons gesterf het nie, maar om te draai met ons lewe na hom toe, met ons soeke, ons verlange en ons pyn. En sal jy dit vandag doen? Sal jy na die gekruisigde Christus kyk en sien, hy wat sê, dis my liefde vir jou, sal jy kan sê, waarlik, hy is die seun van God, hy is my redder, hy kom maak alles nuut. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat op u weg van lyding, dat u dit gekies het, die pad na die kruis, vir ons. Here, en dankie vir die liefde, dankie dat u begeer om ons te versoen met u. En Here, help ons om ons oë op u gefestig te hou, veral in die tye wanneer dit swaar en donker is, wanneer dit moeilik is. Here, dankie dat u altyd daar is, selfs wanneer ons dit nie voel nie. En Here, ons wil daarin groei, om ons hele lewe te rig agter u aan. Dankie dat u ons leer en lei. Dankie vir die versoening. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van ons Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.